Vader, dit is die lied van ons harte, om net te sê, halleluja. Dankie vir u liefde, dankie vir u goedheid, dankie vir u godheid, dankie vir die voorreg wat ons het om u te mag Vader noem, Here, en dankie vir dit wat nou hier gaan gebeur. Dankie dat ek kan vra in Jesus se naam vanmôre, Here, kom en word verheerlik. In en deur dit wat ons doen, dit wat ons is, dankie vir u woord, dankie vir u woord wat lewe en lewe bring. Dankie dat u ons vertrou, dat u my vertrou om 'n paar waarhede te deel rondom dit. Dankie vir u gees wat vooruitgaan om te berei die harte van mense wat sal hoor. Ja, Here, it will not only be a lot of information, but that it will lead to transformation. Lord, that you will start changing our lives more and more to the image of your Son, Jesus Christ. Ons eer u, ons dankie daarvoor in Jesus se naam. Ons almal sê saam, amen en amen. Baie, baie dankie. Julle kan gerus sit. Hier is een van julle dames wat baie mooi sing. Baie dankie. Ek het jou gehoor so hier in my oor. Jy is oulik, hoor. Ek weet nie wie was dit nie, maar dit was mooi. Welkom die wêreld. Gaan dit vanmôre? Daar waar jy is, hoop ons en ons vertrou. Dit gaan met jou goed. Hier in Suid-Afrika gaan dit goed. Ons het die rugby gewen met 'n Barbarian span teen 'n Barbarian span. Ek moes lag. So hier in die helfte van die wedstryd, toe sê Ilana vir my, wie is hierdie klomp Grieke teen wie ons speel? Ek sê, dis nie Grieke nie, dis gladiators, jy sien hoe lyk hulle maak ons dood. Sy sê, maar sy het nie geweet Griekeland speel rugby. Ek sê, nee, okay, ek ook nie. Maar moenie worry nie, ons het gewen. Jippie, Rassie, well done broer, ons het die Grieke gekonker. En ons het die cricket doen goed, en daar is 'n onder 20 toernooi in die wêreld aan die gang met die rugby, en allerlei goeters, Banyana het 'n bietjie gestryk, maar klink dit my hulle het hulle geld gekry. So dit gaan lekker in Suid-Afrika, eintlik het niks verander nie. As ek 'n klein bietjie politiek mag bytrek, julle dis nou vir my, hier sit baie ex-polismanne in hierdie saal vanmôre. Maar ek het nou gisteraand veilig gaan slaap, want al die polismanne is agter tralies. Julle kan ons dit oorvertel. Van 'n brigadier en 'n generaal en wat daar's, hoeveel van hulle? Ons bid vir hulle, julle, ons moet bid vir ons mense in ons uniforms en gesagstrukture in hierdie land. Mense kom voor versoekinge en dis nie 'n probleem nie, maar wat hulle daarmee maak? Hulle is besig om hulle self en ons land skade te maak. Dis nie waaroor ons gaan praat vanmôre nie. Ons praat Christenies, daar's 'n baie bekende versie en 'n uitspraak waarvoor ek self baie lief is, en dit is, waar twee meer by mekaar is God daar, en waar twee meer saamstem in gebed, sal God jou hoor en jou verhoor. Het jy al gehoor mense sê dit? Ja, kom ek lees gou vir jou, waar kom dit vandaan? Dis in Matteus 18 vanaf vers 15, ek lees in die 83 vertaling. As jou broeder teen jou sondig, gaan bestraf hom tussen jou en hom alleen. As hy na jou luister, dan het jy jou broer gewen. Maar as hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat in die mond van 2 of 3 getuienis elke woord kan vasstaan. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit aan die gemeente, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Weer sê ek vir julle, as 2 vir julle saamstem op die aarde oor hierdie saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val van my Vader wat in die hemele is. Want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Toe kom Petrus na hom en sê, Here, hoe dikwels sal my broeder teen my sondig en ek hom vergewe? Tot 7 maal toe? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie tot 7 maal toe nie, maar tot 70 maal 7 toe.
Hoor jy die konteks van wat hier gebeur? As jou broer teen jou sondig, teen jou 'n probleem het, gaan na hom toe individueel. Gaan. Maak 'n koffieafspraak en sê vir hom, kom. As hy nie luister nie, dan vat jy 'n maatjie of 2 saam. En jy gaan drink weer koffie. En as hy nog nie wil luister nie, dan daag jy hom voor die hele gemeente. En dan as hy nie wil luister nie, dan sê jy vir hom, ek wil jou nooit weer sien. Daar gaan jy, laat jou voete raas. Jy sien, dis bitter hartseer. En ek gaan myself vanmôre baie in die rede val, want daar's baie wat ek wil sê, so asseblief bly wakker, bly by my. Daar kom 'n tyd en 'n plek waar selfs God sê, ek sal vir jou oorgee aan jou sonde. Ek sal my aan jou onttrek. In die kerkindustrie gebruik ons hierdie baie keer as die kerklike tug. Onthou julle vir sensuur? Toe sensuur nog daar was, toe word sensuur 'n bietjie suur en mense trek hom uit mekaar uit. Maar ons het net nou geluister na daai opener liedjie wat sê van If Tomorrow Never Comes. Jy sien, hierdie ding moet ons by mekaar trek in terme van die dringendheid van dit wat die Here vir ons hier sê. As Matteus skryf en hy sê, dis die patroon, dis die resep, dan moet ons dit binne die konteks kry van waar 2 meer by mekaar is God daar. Maar nou kom die vraag, is God dan nou net daar wanneer 2 meer by mekaar is? Wat gebeur wanneer ek en jy alleen is? Hoe werk dit? Dit werk so, dat dit buite die konteks is van hierdie skrifgedeelte. Want, Psalm 54 onder andere sê, die Here hou my lewe in stand vir die koorleier met snarespel, 'n gedig van Dawid na aanleiding daarvan dat die Sefiete gekom het en vir Saul gesê het, Dawid kry by ons weg, red my uit u mag, o God, laat aan my reg geskied, hoor my gebed, o Here, luister na my woorde, want vyande staan teen my op, geweldenaars soek my lewe, hulle hou geen rekening met God nie. Dit gaan nie hier oor ons nie, dit gaan oor my. Dit gaan oor my. God, Here, ek is in die moeilikheid, ek het u nodig hier en nou, en God sê ek is by jou. Al die dae vir jou lewe, ek sê jou nooit alleen los nie. Ek sê jou nooit alleen los nie. So dis die ander, sommer net 'n advertensietjie gou-gou. Jy is wat jy is, wanneer jy dink jy is alleen. Daai is 'n wille statement, meneer, daar waar jy is, mevrou, juffrou. Jy is wanneer jy dink jy is alleen. Jy is wat jy is wanneer jy dink jy is alleen. Daar waar jy sit met jou eie gedagtes, daar waar jy sit met jou selfoon, met jou laptop, met boeke, met flieks wat jy kyk, met dit wat jy doen, dit wat jy beplan, dit wat in jou kop omgaan, dan dink jy, ag, niemand gaan daarvan weet nie. Dis nie die waarheid nie. God weet, God is in jou hart. God is met jou. Jy is nooit alleen nie. En dan gaan daai skrif aan. Maar vir my help God altyd. Die Here hou my lewe in stand. Laat die onheil wat my teenstanders beplan op hulle self neerkom. As u vertrou, vernietig hulle. U is getrou, vernietig hulle. Dan sal ek offers bring. Selfs meer as wat u vra. Ek sal u naam loof, Here, want u is goed. U het my uit elke benoudheid gered en my oor my vyande laat triomfeer. So, asseblief, daai skrifgedeelte, die aanname, die uitspraak wat ons maak, die Christenies wat ons praat, wanneer iemand by jou kom en sê, ek het moeilikheid, help my, asseblief, ek verstaan nie hierdie ding nie, bid saam met my, wat ook al, dan sê ons vir mekaar, maar hierdie is maklik, want waar 2 meer by mekaar is, gaan God ons hoor en verhoor. Dis die waarheid, maar dis buite die konteks. Want daar waar jy alleen oor jou eie probleme bid en doen en wat, God is daar. God hoor jou. Hierdie skrif gaan oor die konteks van hierdie skrif gaan oor gemeentedissipline. Gemeentedissipline. Hier is ons, 'n gemeente, Jabok bediening, jippie-kajuit. Ek en jy het op 'n dag in 'n stadium gekom waar ons sê, ek wil graag deel wees van hierdie liggaam. Ek wil graag deel wees van hierdie proses.
Dit lyk vir my lekker. Maar ek het dit al vir jou gesê. Ek en jy het die voorreg vir die eerste 3 naweke, en dis nou julle 4de naweek, nee, so julle werk begin hierdie week. Die eerste 3 naweke kan jy maar jou chappie daar onder die stoel vasplak. Dis alright, go for it. Maar van die 4de week af gaan ek vir jou sê, hoorie, gaan jy nie asseblief vir my na die diens al die chappies begin uithaal nie. Want om 'n liggaam te wees, die een is die oog en die een is die oor en die een is die hande en die een is die wie. Ek is gewoonlik die blaas, ek huil die permanent vir enige ding. Maar dit is lekker. As jy nie huil nie, hoe gaan die lewe werk? As jy nie lag nie, hoe gaan die lewe werk? As jy nie 'n emosie het nie, kom aan. Maar jy sien, die eenheid en die dissipline in die gemeente gaan daaroor dat ons moet mekaar, kom aan, ons het dit al hoeveel keer gesê. Vir julle wat relatief nuut is, mekaar is 'n werkwoord. Dra mekaar se laste, dra mekaar se vreugdes, deel mekaar se wat mekaar. So mekaar, jou persoonlikheid, passiegawe, my behoefte. My persoonlikheid, passiegawe, jou behoefte. Ons moet mekaar. So dit gaan oor dissipline. Ons het dit verlede week vir mekaar gesê. Mag ons oordeel? Ja, ons moet oordeel op God se woord. Ons moet mekaar help. Ons moet mekaar aanmoedig. Ons moet mekaar bedryf. Ons moet mekaar. So waar 2 meer by mekaar is ons besig om mekaar te mekaar, maar dit gaan oor die eenheid in die liggaam. Dit gaan oor die eenheid hier, daar waar jy is. Dit help nie daai ou doen wat hy doen. En ons sit hier om die koffietafel en sien, jy nou weer gesien wat het hy gedoen. Jy nou weer gehoor wat het hy gedoen. Die woord sê, gaan hom toe. En daar waar julle 2 by mekaar is, gaan God vir julle die wysheid gee deur sy gees om hierdie ding uit te sort. En daar waar julle sien, julle kom nie reg nie, vat nog mense saam. Vra die regte vrae vir die regte mense. As jy weet, hierdie ou het ondervinding van hierdie soortgelyke probleem, vat hom saam, want daar moet eenheid wees in die liggaam, want dit is een van die grootste probleme wat ons het vandag op aarde, is dat ons as kinders van die Here is besig om mekaar te skiet. Dis die enigste army behalwe die Grieke. Dis die enigste army waar die soldate mekaar skiet. Jy het dit al gesien? Jy nou gesien wat doen daai kerk? Jy het gesien daai predikant, daai pastoor. Daai girl, sy is die voorsanger daar, maar kyk hoe lyk sy. Kyk. Ons maak so. Hierdie ding gaan oor individuele konflik en konfrontasie. As jy sien jou broer maak 'n fout, en jou suster for that matter, onthou nou in die konteks van wanneer hierdie ding geskryf is, die vrouens daai tyd het niks getel nie. Hulle kon nie lees en skryf nie, hulle kon nie stem nie, hulle kon niks doen nie. Hulle het in die sinagoge, mag hulle nie eers daaronder wees, hulle sit daarbo in die canary stands. En dan sê Paulus vir hulle, nie so raas nie, nie praat nie. En dan haal ons daai ding ook verkeerd aan wat sê, Paulus sê die vrouens mag nie praat in die erediens nie, dis nie wat hy gesê het. Hy sê die vrouens moet nie nonsens praat nie, in plain Afrikaans. Want hulle sit nou daarbo en dan sien hulle, daar is Solly daar onder my wasmasjien het gebreek. Hoorie, sê 'n bietjie vir Solly daai moet, terwyl ek hom nou sien dat ons het, dis die goed wat hulle gepraat het, wat Paulus sê, kalmeer vrouens, moenie so tjuri daarbo nie. Ons is besig met God hier. Ons praat Christenies deur mekaar. Jou broer teen jou broer, individuele. As jy sien jou maatjie sukkel, asseblief vandag, maak met hom 'n koffieafspraak. Maak met haar 'n koffieafspraak. Ja, maar Koos, ons gaan koffie drink tot, so what? Jy drink in elk geval koffie, dan praat jy nonsens. Ons kan net sowel met mekaar sinvol, ewigheidswaardig gesels. Mag ons nie grappies vertel nie, jy moet juis grappies vertel. Kom aan, die lewe is erg genoeg. Maar ek en jy het die verantwoordelikheid. As jy 'n ding het teen wat Koos hier sê en hier doen en wat, is dit jou verantwoordelikheid om my te bel, om vir my 'n e-pos te skryf, om te wat ook al, en vir my sê, Koos, go for it, pel.
hier's moeilikheid, ons moet die ding regmaak. Jy kan nie jou maatjie bel en sê, ek het jou gesê, kyk wat sê hy nou, kyk wat doen hy nou, kyk hoe werk dit nou. Ons het 'n verantwoordelikheid broer teen broer. Leierskap teen 'n broer. Die woord sê vir ons, Jakobus, as jy siek is, dis in elke dimensie van menswees, emosioneel, geestelik, finansiëel, fisies, as jy siek is, gaan roep die ouderlinge, dis nie 'n kerkamp nie, dit is geestelike volwasse mense, hier sit hulle. Hy sê, gaan na die grysaards toe. Nou, party van ons het nie meer grys nie, maar die wortels wys daarom, ons was daar. Gaan roep die gryskoppe. Die girls is undercover, die meeste. Maar as jy hoegenaamde grys haartjies sien, dis waarvan die Here praat, kan ek jou, jy lyk vir my na 'n geestelik volwasse mens. Jy lyk vir my na leierskap. Moenie hierdie ding deurmekaar trek en sê, my pa is in die hospitaal en die dominee moet kom bid en hy moet net die olie saambring wat uit Getsemane uitkom, wat van 'n boom gemaak is daar, en hy moet die 1933 vertaling kom lees, anders gaan dit nie werk nie, en dis nie wat die Here sê nie. Dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê, gaan jy. Ja, maar ek ken nie so baie aan die prys die Here. Wanneer ek swak is hy sterk deur sy gees in my. Wat gaan ek sê? Niks. Hou vas dit sy hand. So right, genoeg. Jy hoef niks te sê nie. Niks. Julle is baie ernstig op 'n ligter noot om Janie lê in die hospitaal. Al die pype, speed control. Tweet, hy het nog nie geflatline. Tweet, so. Hier kom iemand in, kom ons noem haar tannie Sannie charismaties. En sy gaan staan daar en sy begin te bid. En sy gaan op 'n stadium in tale en sy bid dat die spoegspad. En om Janie lê daar in die bed en hy begin ook so. En hy sê, dit werk. Hy bid ook in tale. Die cleaner kom verby en sê, tannie, jy staan op sy suurstofpyp. Ek en jy hoef nie snaakse goed te doen nie. Ek en jy hoef nie weird goed te doen nie. Ek en jy moet net besef, waar God sê, waar twee meer by mekaar is, gaan dit oor eenheid. Gaan dit oor herstel. Gemeente teen die broer, julle, dis verskriklik. Dit is verskriklik. Maar ek wil jou caution en ek wil jou aanmoedig om mense toe te laat om in jou lewe inspraak te maak. As jy jou hart verhard, het jy moeilikheid. Daai teks wat ons nou gelees het, sê, wat gebind is op die aarde is gebind in die hemel, wat ontbind is op die aarde is ontbind in die hemel. Wat beteken dit? Wat beteken dit? Ek en jy weer eens, as ons so Christenies praat, dan sê ons bind die duiwel nou. Duiwel is klaar gebind. Duiwel is klaar oorwin. Ek en jy moet ons gedagtes en ons emosies en ons gewoontes bind. Die duiwel is gebind. Dis nie jou werk om die duiwel te wen nie. Die duiwel is klaar oorwin. Ek en jy veg vanuit 'n punt van oorwinning, nie vir oorwinning nie. Jesus het die prys betaal. Kom ons lees Romeine 11 vanaf vers 17. Party van die takke is uitgekap en jy, 'n wilde olyf, is tussen die ander takke op die makolyf geënt. Klink dit so bietjie soos die wynstok? Klink vir my nogal so, nee, olyfverig. So het jy deel gekry aan die lewenssap van die makolyf se wortel. Moet jou dan nie bo die ander takke verhef nie, moet jou nie verbeel, jy is iets nie, dit is nie jy wat die wortel dra nie, die wortel dra jou. Man,
I'm the man of power for the hour, my man. Hier gebeur goed nou, watch my. Who's he moves? Nee, Here, ek is net hier om te kom dien. Hoe lyk 'n boom? Wie sit onder jou boom? Ons vra dit vir mekaar as ons ritmes praat. Ek en jy, die takke, ons dra blare, ons maak koelte, ons dra vrug wat mense kan voed. Dis lekker, maar jy's nie die main mek nie. Die wortel, hou jou vas. Wie is die wortel? Sy naam is Jesus. Jy sal wel sê, takke is uitgekap sodat ek daar ingeënt kan word. Dis waar. Hulle is uitgekap omdat hulle nie geglo het nie. Jy is daar geënt omdat jy glo. Niks moet jou uit te waai nie, dis jou geloof wat jou vestig en jou anker in Christus. Moenie daaroor hoogmoedig wees, jou rekening met God. Want as hy die natuurlike takke nie ontsien het nie, sal hy jou dalk ook nie ontsien nie. Let dan op die goedheid en die strengheid van God, sy strengheid oor die afvalliges en sy goedheid oor jou. Maar dan moet jy uit jou goedheid lewe, anders kan jy ook uitgekap word. En wat hulle betref, as hulle nie in hulle ongeloof volhard nie, sal hulle ook geënt word, want God is in staat om hulle terug te ent. As God jou uit die wille olyf, waar jy van nature hoort, kon uitkap en teen jou natuur in op die makolyf kon ent, hoeveel te meer sal hy die maktakke op hulle ou boom ent. Jy sien, wat die skrywer van Romeine hier vir ons sê, is dat as God jou in 'n posisie geplaas is, dit wat op die aarde gebeur, is in die hemel. Maar as God jou uithaal, uit 'n posisie, uit 'n boom, uit die wortel uit, as God jou afsny, is jy afgesny in die hemel ook. So ek en jy, hy sê daar, pas op vir die strengheid. Pas op vir die strengheid van God. Ek en jy moenie ons harte verhard nie. Ek en jy moet nie ons harte verhard nie. Julle, Hebreërs 3 vers 12. Sorg daarvoor, broeders, dat daar nie miskien een van julle 'n bose en ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Esegiel, ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit jou liggaam uithaal en julle 'n hart van vlees gee. Openbaring. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle nie koud is nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was, maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Eenheid in die gemeente, eenheid in die liggaam. As God na ons kyk, in Openbaring sê hy, jy maakies my naartjies. Ons sê mos so, gaan ons 'n teetjie drink, en 'n vleisie braai. Mense sê nie vir my, ag maar jy is so dikkies. Hulle sê vir my, jy is dik. Maar ons praat mos so, ag, jy maak vir Jesus, maakies my naartjies. God sê ek sou uitspoeg. Dis verskriklik. Dis verskriklik. Julle hoe amazing is dit, nê? Ons sit daar in die noorde van Botswana in die Okavango Delta by 'n doopgeleentheid, 'n gelowige doopgeleentheid met 'n klomp boesmans, regte Basarwa boesmans, daai klein geelietjies. En daar's een oomie met 'n houtbeen, ek het julle al vertel, ek het hom ook gedoop. Maar na die tyd, julle het nog nie die storie uit 'n houtbeen, 'n regte houtbeen wat uit 'n boom uitgesny het. Right. Nou sien ek, hulle bring hom in die water in. Dis so 'n poel water wat standhoudend is. Die kinders is hier om ons, hulle gooi stokke. Ek sê, hoorie, kry net die kinders onder beheer, dis 'n gewyde oomblik, wat gaan jy aan? Hulle sê, nee, doop jy, hulle hou die krokodille weg. OK, so hier is 'n geloofsaak, jy moet nou wragtig in daai water wil wees. Hier kom hulle met die oomie ingestap, hulle bring hom, so aan die hand. Regtig, julle, hy sê so klein, ek sê die foto wys eendag daar by die huis, hy sit sy kop so op my maag neer, staan net so. Nou praat deur 'n tolk, en ek doop hom, maar toe ek hom doop, toe gat hierdie been so, toing. Toe besef ek uit 'n houtbeen, nou wil ek hom reguit maak, maar die been wil nou nie, hy is nou so bo op die water, hy wil nie in nie.
Maar hy is gelukkig klein, ek tel hom op, ek pek hom so terug, toing, daar staan hy weer, lekker, gewerk. Nou sit ons daar op die wal na die tyd en is nou lekker en wat. Nou het hy die houtbeen afgehaal, hy moet nou droog word, nou lê hy daar. Nou praat ons oor die ding van nuwe lewe en wat het nou hier gebeur en hoe werk dit? Hy sê, nou kap hy so op die houtbeen. Hy sê, maar as mense se harte is soos hierdie stok. Ek sê vir my, jy weet nou, as jy daai stok in die water gooi en jy los hom daar. Manje, hy gaan wortels maak daai ding, hy gaan weer blare kry, hy gaan 'n boom word. OK, nou dink hy bietjie. Hy sê vir my, maar nou moet jy onthou, dis nou ouens wat bitter beperk, die Bybel en Jesus en genade blootstel, bitter beperk. Hierdie ou sit daar, hy sê vir my, Moruti, jy het vandag gekom, dat God my hart van klip kan uithaal, en vir my hart van vlees kan gee. Hy quote die Bybel, hy weet dit nie. Ek en jy moet op 'n punt kom waar ons besef, ons moenie ons harte verhard nie, ons maak vir God naar. Dis verskriklik. Hy sê, ek sal jou uitspoeg, ek sê jou, jy maak my siek. Maar hy sê terselfdertyd, ek sal vir jou hart van vlees gee. Jy sien, wanneer ons hierdie skrifgedeelte begin toepas en in die regte konteks begin leef, om te sê, kan ek jou help? Wanneer dit gaan oor gemeentelike dissipline, wanneer dit gaan oor liggaam eenheid, dan is ons besig met die herstel van verhoudings, en dit is God se hoofdepartement. God van liefde wat sê, ek is lief vir jou net soos jy is, ek ontmoet jou daar waar jy vanmôre is. God sê, ek staan by die deur van jou hart en klop, as jy oopmaak sal ek inkom, ek sal by jou kom woning maak, dis jou keuse, die deur se hendel is aan die binnekant, dis jou keuse, maar God sê, ek is te lief vir jou om jou daar te los. Ek wil hê jy moet saam met my stap. God is in die industrie van herstel van verhoudings. Wat se verhoudings? Met God. Eerstens, met God. As jou broer 'n probleem het en jy gaan met hom praat, en jou suster en julle kry dit, en hy wil nie luister nie, ons gaan 2 en meer wat saam gaan en ons gaan praat, en ons daag hom of haar voor die gemeente, die doel van dit is om hom in 'n verhouding met God te kry. Die doel is nie om to name and shame. Ek was nou gister, julle al gesien op Facebook, ek was nou gister daar gewees en hulle wil nie, name and shame, moet nooit weer met hom besigheid doen nie, dis glad nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor die herstel van jou verhouding met God. Dit gaan oor jou herstel van verhouding met mense rondom jou. Met mekaar. Ja, jy weet waar jy is in jou verhouding met mense rondom jou. Jy weet, wie moet jy nou gaan bel? Nou, vandag. Because if tomorrow never comes, en nie net vir jou nie, vir daai persoon. Daai persoon gebeur wat ook al mee. En jy sit hierdie kant en jy huil jou oë uit en jy sê, ag, is ek tog maar net. Dis wat God sê. Dis wat Matteus vir ons sê, wanneer 2 en meer by mekaar is God daar. Sy gees sal werk. Waar 2 meer saamstem in gebed, hy is daar. Hy sal ons antwoord en ons beantwoord. Want jy sien, ek en jy is op pad na heiligmaking. Ek en jy is op pad na heiligmaking. Hoe lyk dit? Laat staan sulke dinge, laat staan. Dis so maklik soos daai. Onthou julle toe ons klein was, toe ek klein was. As jy iets aanjaag. Ek was die jongste, my 2 susters. Hulle het my geboelie. Shame, arme ek. Maar as hulle vir my vang, met 'n wat? Ek gaan vir pa sê,
Wat het ons klik het, back, klik het, back. Het julle daai ding gehoor? As julle hardloop voordat die paadjie vol dubbeltjies raak. Kry mens nog dubbeltjies? Wanneer laas het ek 'n dubbeltjie gesien? Ek skryf dorings, maar 'n dubbeltjie is 'n woord wat wegraak. Die onkruiddoder het hulle uitgehaal. Maar wat het ons eintlik vir mekaar gesê daai tyd? Gaan sorteer dit uit nou. Hardloop. Jy al gesien die van julle wat 'n bietjie boererig is, daar in die Vrystaat, waar ook al, waar hulle met beeste boer. Jy al gesien hoe werk dit? Beeste loop daar op die veld. It's beautiful. Dan kom daar daai regte Hoëveldse donderstorm. 'n Wolkie so groot so man se hand. Julle is amazing, dit word mos so stil, dat die wind gaan lê. Tot die voeltjies in die bome raak, dis hier kom 'n ding. Jy al gesien wat doen daai beeste? Hulle hardloop na daai wolkie toe. Gaan kyk, as julle weer hier die Vrystaat ry, nê, as dit so reën. Daai beeste daar waar die grensdrade so bymekaar kom, hulle staan met hulle neuse so ingedruk daar, ingedruk. Hoekom? They face the storm. Hulle hardloop nie weg van die storm af nie, hulle hardloop into the storm. Want hoe gouer jy in daai storm inhardloop, hoe gouer gaan hy verbygaan. Dit is veronderstel om ons natuurlike setting te wees. Maar ons hardloop weg. O, hier kom daai ou. Ons loop aan die mall, dan sien jy, hier kom hy. People bring joy, nee. Ja, somebody coming, somebody going. Maar hier kom iemand in die gang af van die mall, skielik ontdek jy 'n behoefte om by die vroue onderklere afdeling in te hardloop. Jy wil net nie hierdie persoon sien nie. Jy is bang vir hom of vir haar. Want die laaste keer was 'n konfrontasie, ek is tog nie nou lus vir hom nie. Die woord sê vandag. If tomorrow never comes. Kom ons gaan maak reg. Kom ek en jy laat toe dat God deur mense, deur sy Heilige Gees, deur sy woord, inspraak in ons lewens maak. En as ons weer daai versie quote, waar twee meer bymekaar is in sy naam sal hy daar wees, dan weet ek en jy, ons het 'n verantwoordelikheid teenoor ons maatjies rondom ons, aanlyn, verlyn, wat 'n lyn, solank jy aanlyn bly. Moenie jou hart vaart nie. Maak jou hart oop. Ek wil nie, God wil nie, die dag laat aanbreek, wat sê, maar wie wat in daai geval, ek onttrek my van jou af. Hoe hartseer is dit? Hoe hartseer is dit? Daai skrif in Romeine wat sê, al is jy uitgesny, God sal jou weer terugbring. God sal jou weer terugbring. Saak tussen jou en die Here, saak tussen jou en individue daar buite, gaan maak reg vandag. In Jesus se naam. Vader, dankie. Dankie Here dat ons kan hoor. Dankie vir u Gees wat 'n oortuiging bring. U plaas gesigte, name, insidente, herinneringe in ons gedagtes. En dan praat ons van vryspreek en vryspraak. En ons praat van vrede maak en ons praat van verhoudings herstel met u, met mense. En ons praat van vergewe. Dis so, Here, vergewe en vergeet staan nie in die Bybel nie. Vergewe is daar. Met tyd sal healing kom, Here, van emosionele kneusplekke en ons sal mekaar sodat ons in oorwinning kan leef. Dankie dat ons vanmôre vir Jabokbediening, vir elke kerk in ons dorp, elke gemeente in die land voor u kan bring en vra, Vader, in Jesus se naam, dat hierdie gemeente dissipline, hierdie liggaam van Christus eenheid 'n werklikheid sal word, Here. Dat ons oor denominasiegrense gaan hande vat met mekaar. Dat ons oor kultuurverskille gaan hande vat met mekaar, taalverskille, hoe dit ook al is, Here. Maar dat ons nie gaan 'n stilswygende saamstem aanvaarding van, ag, dis nou maar soos dit is, nee.
dat daar 'n dringendheid gaan kom, Here, van herstel van verhouding met U, met mense, met onsself. 'n Pad van heiligmaking, soos wat Paulus dit vir ons beskryf. Dankie, Here, vir U Gees wat sonder oortuiging bring, en dankie dat ons mekaar kan help om in oorwinning te stap. Ons eer U, ons dank U in Jesus se naam. Ons kom vanmôre, Here, ons sê ek en my huis, ons sal die Here dien. Amen. Amen. Dankie vir julle aanlyn. Vrede, mooi dag. Gaan maak vrede. Gaan maak reg. Jouself, jou verhouding met God, jou verhouding met ander mense. Maar as jy sien jou boetie en jou sussie daar buite sukkel, hier is die resep. Gaan maak reg. Vir ons, sommer net 'n praktiese ding. Ons moet vir mekaar bid. Maar ek wil amper waag om te sê, prakties gesproke, is daar vir my, hoor my hart as ek dit so verwoord, ek sê, daar's krag in gebed, verseker, dis nie 'n resep nie, maar daar is resultate wanneer ons saam bid, eerder as wat ek vir jou bid. Met ander woorde, ons sê dit vir mekaar wanneer mense verskil van mekaar, wanneer dit in verhoudings bietjie skuur en krap en dat seer ingeslyp en hoe ook al, wat ook al, dan sê ek baie keer vir mense, gewoonlik, elke keer sê ek vir mense, okay, wil jy regmaak? Ja. Why? Draai na mekaar toe, haak jou knie so in, dis 'n intieme bedryf hierdie so, maak so, vat hom maar in haar hand, in die hand, kyk hom of haar in die oë en bid vir hom en saam met hom en saam met haar. Daar is nie 'n resep van wat bid jy nie, bid wat in jou hart is, maar kyk mekaar in die oë. Dis een ding om te sê, ek bid vir jou. Dis 'n ander ding om te sê, hoorie, stop net, kom ek bid saam met jou. En van daar af sê jy, as jy moeilikheid het, hier sê ek, hoor, ek is beskikbaar. Van daar af sê ons, kom ons spandeer tyd saam. Ons in huwelike, as jy getroud is, daar waar jy is, wanneer laas het jy 'n date night gehad met jou huweliksmaat? 'n Date night is nie 'n ding wat geld kos nie. 'n Date night, ek sit my selfoon in die kas terwyl hy af is. Jy sit jou selfoon in die kas terwyl hy af is. Jy kan weer môre met die kinders praat in Australië, vir nou is dit ek en jy. En ons gaan sit buite onder die boom op 'n kombers en ons vat mekaar in die oë en ons sê, hallo, hoe gaan dit met jou? Waar's jy? Wat gebeur in jou lewe? Hoe kan ek jou help? Ek het 'n behoefte aan. Dis 'n date night. Moenie hom fliek toe vat nie. Sy sit en kyk daar vir Brad Pitt. Dan het sy lankal vir jou vergeet, man. En jy kyk vir wie ook al daar. Kyk, dan jy op 'n ander planeet. Daar waar jy en ek alleen is. Dis 'n date night. Kom ons maak tyd vir mekaar. Want daar waar twee meer by mekaar is God daar. Blessings, vrede. Mooi gaan. Ons luister na die liedjie wat sê, ek en my huis.